Ons kom vandag weer by Romeine 4, waarmee ons laas week begin het. En ons gaan weer na Abraham kyk, by Abraham stilstaan. Maar voordat ons verder gaan, wil ek net iets verduidelik, geliefdes. En dit is, al werk ons normaalweg week vir week, vers vir vers deur die teks, soos hier in Romeine, onder andere gaan ek soms doelbewus en breedvoerig na ander skrifgedeeltes toe. En dit is nie om af te wyk nie, maar om vir ons eerder die voller, die groter prentjie te gee. Want baie keer moet ons dieper delf, ook in die res van die skrif, ten einde die besondere teks en konteks van daardie vers te verstaan waarmee ons besig is. Maar dit is om dieper te delf, om die groter waarheid te kry, om die groter prentjie te kry, sodat ons daardie teks kan verstaan. En dit is juis omdat die Bybel so oneindig baie kruisverwysings het, wat oor en weer uit die Ou en die Nuwe Testament, maar ook die testamente binne hulle self na mekaar verwys, dat ons altyd die groter prentjie van God se woord, die groter prentjie van die boodskap kry. En daarom wil ek sê, ek vra nie verskoning daarvoor nie, maar ek wil net hê julle moet verstaan, hoekom ek dit dan doen. So wanneer ons nou by Romeine 4 kom, dan vind ons dat Paulus besig is om met homself te debatteer, soos ek ook laas keer genoem het. Hy debatteer as het ware met homself. Hy vra namens die verskillende groepe aan wie hy sy brief skryf, en hy vra daardie vrae onder leiding van die Heilige Gees uiteraard, en hy beantwoord ook daardie vrae onder leiding van die Heilige Gees. Want dit is wat ons glo, dat God se woord waarlik 'n Heilige Gees geïnspireerde woord en openbaring is, wat na ons toe kom. En wanneer ons na Rome kyk, dan sien ons dat Rome was 'n gemeente waarin Jode en nie-Jode saam aanbid het, soos wat ek genoem het. Maar hulle het saam aanbid, maar nie altyd eenders gedink nie. Hulle het uit verskillende agtergronde gekom. En dit is waarvan die kerk van ons dag ook waar ons in 'n multikulturele land leef, moet ons dit ook verstaan. Maar as ons na Rome kyk, hulle het 'n geskiedenis van spanning gehad. Hulle was eers oorwegend Joods, daarna na die verdrywing van die Jode uit Rome oorwegend nie Joods, dit wil sê uit die heidense volke, maar gelowiges. Maar ten tye van Paulus se brief was hulle weer 'n goeie mengsel van albei. En dis hoekom hy sy brief aan albei groepe, die Jode en nie Jode, skryf. En dit het dan onvermydelik vrae en debatte laat ontstaan, soos, verskoning, wie is die ware gelowiges? Wie het die sterkste stand of posisie voor God? Wie het 'n historiese voordeel by God? Dis alles vrae en debatte wat daaraan gegaan het, wat ons kan aflei, en wat ons ook soms in handelinge sien plaasvind, maar dit wat in die gemeente plaasgevind het. Want dit was die vraag wat Paulus aanspreek. Maar dit was 'n wyeer vraagstuk as Romesinne, soos wat ons dan ook in die evangelies byvoorbeeld sien. Dit was 'n vraagstuk wat die nuut gevormde kerk van Christus Jesus voortdurend moes hanteer. Maar dan ook, wanneer ons dan in besonder na die evangelies gaan, dan sien ons dat dit ook Jesus was wat hierdie probleem aangespreek het. Ook hy het daarmee te doen gekry. Dit wil sê, selfs nog voordat die kerk gevorm was dit alreeds 'n besprekingspunt onder die volk, onder die disippels. En van daar vind ons hom in Johannes 4 by die put, waar hy 'n Samaritaanse vrou om water gevra het, iets wat 'n Joodse man nooit veronderstel was om te doen nie, maar hy het dit gedoen en dan raak hulle in 'n teologiese gesprek betrokke. Sy vra hom 'n vraag wat 'n diepgaande vraag is. Vir haar as 'n Samaritaan wat van buite af kyk en sien, hier is gelowiges onder die Jode. En waar kom hulle as Samaritane dan nou in? En ons lees in Johannes 4 vers 20, waar sy dan aan Jesus sê, ons vaders, maar die Samaritane, het op hierdie berg aanbid, en julle, die Jode,
sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Met ander woorde, wie is nou reg? Maar Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg, maar ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. En hy sê dit met 'n rede, want wat hy dan eintlik daarby impliseer, dit gaan baie wyer wees as dit, baie verder, as net hierdie omgewing waarin ons is. En as hy vir haar, julle aanbid wat julle nie weet nie, as Samaritane, ons aanbid wat ons weet en die ons waarna hy verwys is, die Jode wat behoort te geweet het, wat hy gesê het, ons aanbid wat ons weet, want die verlossing is uit die Jode. Die verlossing is uit die Jode. En dan gaan hy verder en sê, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Hoe? In gees en in waarheid. Vers 24, God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Daar herhaal hy daardie absolute besondere gedagte, dat elkeen wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En dat dit die belangrikste is. Jesus se eie woorde self. Aanbid die Vader in gees en in waarheid. En watter waarheid gaan dit dan wees? Ook die waarheid wat nog kom, die waarheid van sy kruisiging, sy opstanding, die waarheid van die evangelie. Vers 25, en die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. So sy dit nou al gehoor. En sy weet dit, sê sy. Hy wat Christus genoem word. En wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Met ander woorde, sy is op daardie stadium, is sy amper 'n gelowige. Waarin glo sy? Op die Messias wat gaan kom. En Jesus sê dan vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Ek is daardie Messias van wie jy praat. Maar kyk na daardie belangrike stelling in vers 22. Want die verlossing is uit die Jode. En dit is 'n baie belangrike stelling. En hy is nie hier besig om haar te vertel dat die Jode baie beter is as die Samaritane of enigiemand anders nie. Wat hy hier aan haar sê, is 'n uitspraak wat God se reddingsplan in perspektief stel. Dit stel God se reddingsplan in perspektief. Dit sê vir ons mooi waar dit inpas. Deur te sê die verlossing is uit die Jode, neem ons dan onmiddellik terug na Genesis 3 vers 15, waar God aan die slang sê, en ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Haar saad, haar saad, sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Met ander woorde, verlossing gaan kom uit die saad, uit die nageslag van die vrou. En hier sê Jesus, verlossing is uit die Jode. Verlossing is uit die saad, verlossing is uit die Jode. Dit moet ons onmiddellik 2 en 2 by mekaar laat sit, reeds daar. Maar die Bybel is baie spesifiek, en hy doen dit self, want in Galasiërs 3 vers 16 skryf Paulus, hoe die Jode en verlossing onlosmaaklik aan mekaar verbonde is, gebind is. Hy skryf in Galasiërs 3 vers 16, nou is aan Abraham die beloftes toegesê, en aan sy saad. Aan Abraham en sy saad. En hy sê nie, en aan die saade, asof dit op baie sê nie, maar op een. En aan jou saad, dit is Christus. Christus. Daar word dit gekoppel.
En onmiddellik moet ons dan die weiërprentjie sien. En geliefdes, ek vertrou dat julle dit in hierdie tyd al in 'n groot mate besef. Ek probeer dit keer op keer beklemtoon, maar hier word dit weer vir ons baie spesifiek gesteer. Abraham in Genesis 3 vers 15 is deel van daardie bloedlyn wat vanaf Genesis 3 vers 15 dwars deur die Ou Testament tot by Golgotha loop. En dan vanaf Golgotha tot by elke gelowige wat die geskenk van redding ontvang. Ook in ons tyd en nog tot en met die wederkoms van Jesus. Dit is 'n bloedlyn wat daar loop uit die saad van die een wat die slang se kop vermorsel. Uit die saad wat die Bybel hiervan praat, wat ons nou in groter detail gaan na kyk. Wat het God gedoen om daardie saad gestalte te laat gee? Hoe het God te werk gegaan? En wat in Genesis 3 vers 15 in saadvorm uitgespreek is, en dis heel gepas om dit so te sê, word in Abraham se geskiedenis in Genesis 12 tot 17 histories bevestig. Ons vind dit, die begin daarvan, in die geskiedenis van Abraham. Hoekom Abraham? Abraham, die vader van die Joodse volk. Dit is hoekom Jesus in Johannes 4 gesê het, redding kom uit die Jode, uit die Joodse volk. Dit is histories waar, dit is hoe God dit bepaal het, en dit is hoe dit is, en hoe dit nog gaan wees. So wanneer Jesus dan daar in Johannes 4 vers 22 sê, want die redding is uit die Jode, moet ons dan die volle waarheid verstaan. Eerstens gaan daar die volle waarheid oor die persoon. Dit gaan oor die persoon. So Jesus verwys nie na 'n godsdienstige stelsel of organisasie of so iets wat gaan red nie. Maar hy verwys na homself as die persoon, die beloofde Joodse Messias, binne die konteks van hulle gesprek met die vrou, en wie die hele geskiedenis van Israel sy finale en sy vervulling vind. Daar sê hy dit, daar word aan mekaar gebind. Redding kom deur hom, hy wat uit die saad van Abraham is. Tweedens gaan dit oor die belofte. Die Joodse volk, die Joodse volk was die kanaal, die bewaarder van God se belofte. Maar die redding lê nie in die kanaal of in die belofte nie, maar in die een wat die belofte vervul. En dit is Jesus Christus. Hy wat die saad van Abraham, die seun na al die nasies toe uitdra. So dit was die persoon, die belofte, maar ook die bestemming. Redding kom deur die Joodse geskiedenis. Ja, deur die Jode as volk. Deur hulle geskiedenis, hulle veelbewoë geskiedenis. Maar dit is nie waarin ons moet vaskyk nie. Ons moet dit sien as Jesus wat die bestemming van die belofte self is. Die vervuller van die belofte is, die persoon van die belofte is. Dit wil sê, die bestemming was Jesus as die verlosser. Dit is hoe God bepaal het, dit gaan gebeur. Hy is die wegwyser. Hy is die bestemming. So die uitspraak gaan dus oor hoe God gekies het, hoe God bepaal het om redding na al die nasies te bring. En dit is presies wat Paulus ook hier in Romeine 4 beklemtoon. En sy boodskap is dit: Abraham is die vader van al die gelowiges. Maar nie omdat hy die wet gehad het en al die ander dinge wat daarmee saamgegaan het nie, maar omdat hy geglo het. Omdat hy geglo het. En die redding wat uit die Jode kom, vloei dan deur Abraham na al die volke. En deur
die God se belofte aan Abraham, kom daar vervulling in Jesus Christus. En deur geloof in hom word almal ingesluit in daardie historiese heilige lyn van genade. Weereens, vanaf Genesis 3 vers 15, God se belofte dwarsdeur tot by Golgotha. Dit wil sê dwarsdeur die hele Joodse geskiedenis. En dan weer vanaf Golgotha tot waar ons vandag is. En tot en met Jesus se wederkoms. Kyk nou weer na ons teks in Romeine 4 en ek lees net die eerste 3 verse. Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Wil sê die geloof wat Abraham getoon het, dit is vir hom tot geregtigheid gereken. Hy is as geregtig voor God verklaar. En nou het ons reeds gesien in Romeine 3, daardie spesifieke besondere vers, Romeine 3 vers 21, waar Paulus geskryf het, maar nou is die geregtigheid van God openbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Waar Paulus daar dan verkondig dat die mens sonder werke van die wet geregverdig word deur die geloof, raak hy dan die hart van die evangelie aan. Dit is waaroor dit alles gaan, dat dit oor geloof gaan en nooit ooit oor werke nie. En dit is selfs waar vir die Jode. Maar die Jode het die voorreg gehad dat die verlosser uit hulle gekom het. En hulle was dus die eerstes wat dit gehoor het. Hulle is die wat dit moes geweet het, want God het, behalwe wat hy vir Abraham gesê het, het hy ook vir hulle profete en priesters en die hele stelsel gestuur om vir hulle te sê, die Messias kom. Dis hoekom selfs daardie Samaritaanse vrou geweet het. Hy is aan die kom. Die Messias is aan die kom. En daarom is dit so verstommend dat die Jode nie daarop gereageer het nie. Een kommentator het soos volg beskryf, Abraham word die vader van die geloof genoem, omdat hy die eerste groot voorbeeld is van 'n mens, wat God se woord glo, vertrou en gehoorsaam, nog voordat daar 'n volk is, 'n wet of 'n land was. Want alles sou uit Abraham uiteindelik vloei. Maar hy het geglo voordat hierdie dinge daar was. So hierdie geloof, 'n geloof wat God se woord bo alles plaas, vir alle omstandighede en gebeure, dit is dan die patroon vir elke gelowige om te glo. En daarom noem Paulus hom die vader van almal wat glo, Jode en nie Jode. Maar ons sien dan ook, Abraham se geloof is nie perfeksie nie, is nie volmaak nie, maar dit is volhardend, dit is nie foutloos nie, maar dit is in volle vertroue. En hy word die vader van geloof genoem, omdat hy eerste die pad geloop het, wat elke gelowige na hom loop. En dit is om God te glo, selfs wanneer alles in die natuur en die natuurlike omstandighede sê, dit is onmoontlik. Want ons gaan na verskeie aspekte van Abraham se lewe kyk, waar hy hom bevind het in situasies, wat vir ons gesê het, nee, dit kan nie wees nie. Maar laat ons dan bemoedig word uit Abraham se voorbeeld. Maar laat ons eerder dan die bemoediging daarin vind, dat hoe God in Abraham se lewe weggewerk het, is hoe hy met gewone, feilbare mense werk. Dit gee dus vir ons moed. Dit behoort ons te bemoedig, want Abraham was maar net 'n gewone mens. 'n feilbare mens. So wat Paulus se boodskap eintlik hier is daarbey ingegrepe die volgende. As jy wil verstaan wat geloof is, kyk na Abraham. As jy wil verstaan hoe God red en hoe God werk, kyk na Abraham.
Dit is wat hier inbegrepe is in hierdie deel. En daarom gaan ons dan nou dieper na Abraham se geskiedenis kyk, na enkele voorbeelde. En dan gaan ons na Genesis 11, en daar sien ons dat Abraham was 'n gewone man in 'n gewone stad, maar 'n stad wat afgode gedien het. Want Ur was 'n bose stad van die heidendom. En Abraham se verhaal begin dan ook nie in 'n godvreesende huis met 'n geestelike erfenis nie. Nee, hy was deel van die heidendom. Ons lees in Josua 24 vers 2, waarvan Abraham se vader Tera gesê word, hy het ander gode gedien. En dit is die huis waaruit Abraham gekom het. So ons moenie mismoedig wees oor die dinge wat ons in die lewe sien en mense afskryf as hulle nie uit Christenhuise kom nie. Miskien het hulle dalk heel dikwels 'n beter kans as gevolg van juist die gebrekkige manier waarop Christene God beskou en dien. Wat ons dus sien is Abraham is gevorm in 'n wêreld waar goddeloosheid geheers het. O ja, nou ja, wat dan van ons lewe? Is dit nie presies waar ons onsself nou bevind nie? Nou is die tyd meer as ooit van tevore waar mense gered kan word. Nou is die tyd meer as ooit wanneer ons die evangelie moet uitleef en moet uitdra. Want die wêreld is so boos en dit word boser elke dag. Nou is die tyd van redding. So wat ons dus sien, Abraham het begin waar baie van ons begin het, in 'n gewone, gebroke, geestelik verwarde wêreld. En ek hoop julle hoor wat ek sê. Want dit is die evangelie van Christus Jesus. Want hy het nie gekom om heilige mense te red nie. Heilige mense is eintlik onredbaar. Hy het gekom om sondaars te red. Die wat besef dat hulle sondaars is, nie die wat hulle eie sondaars, hulle eie redder is nie. Die wat besef, ek het 'n redder nodig. Dit is waar Abraham begin het. Dis hoe mense gered is dwars deur die hele Ou Testament en Nuwe Testament. God kies nie mense omdat hulle uit die regte huis of omgewing kom nie, of die regte stamboom het of so iets nie. Hy kies mense bloot omdat hy die soewereine skepper God is, wat alles aan homself onderwerp het. En hy wat in die lewe van mense dinge voorskryf en toelaat, die wat hy uitverkies het, sodat hulle in situasies kom waar hulle besef, maar ek is 'n sondaar, ek het 'n redder, en as ek nie 'n redder kry nie, is my eindbestemming die dood. God is die een wat kies. En God is die een wat daardie keuse uitvoer. Want hy is soewerein. Efesiërs 1 vers 11 beskryf dit presies. Hy werk alles volgens die raad van sy wil. Nou maar hy gee homself raad, hy luister nie na iemand anders nie. God is God, hy is soewerein, hy is heilig. Hy is almagtig, hy is alles in hierdie wêreld. Hy het niemand wat hom kan raad gee nie. Hy handel volgens die raad van sy eie wil. Dit beteken hy is soewerein. Jesaja 64 vers 8 sê, maar nou Here, U is ons Vader. Ons is die klei, U is die pottebakker. Ons almal is U werk, die hande van U geskape vir U eer. So dit is dieselfde gedagte wat Paulus ook nog later, soos ons sal sien, in Romeine 9 vers 20 en 21 opper. Maar kom ons gaan terug na Abraham. Nadat God op Abraham besluit het, het hy Abraham in Genesis 12 vers 1 beveel. Gaan uit jou land en uit jou familiekring en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. Vers 2. En luister na wat God hier vir hom sê. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën
en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte, of ander vertalings en nasies, van die aarde geseën word. Met ander woorde, Abraham, deur jou, deur wat jy nou begin, sal die hele wêreld geseën word. 'n Soewereine opdrag van 'n soewereine God, met 4 beloftes daar. Hy gaan vir Abraham 'n land gee, hy gaan vir hom 'n nasie maak, hy gaan hom 'n seën maak vir al die nasies, vir al die ander nasies, en hy sal vir hom aansien gee, hy sal geëer word. En dan sien ons hoe Abraham in gehoorsaamheid doen wat God hom beveel. Genesis 12 vers 4 sê, toe het Abraham gegaan. Daar is die eerste verse van 'n gelowige wat God gehoorsaam. Genesis 12 vers 4. In terme van hierdie hele bestel wat ek nou verduidelik, toe het Abraham gegaan. Maar, en dit is belangrik geliefdes, en ek hoop julle word bemoedig hieruit, en luister nou baie mooi. Ek hoop julle luister baie mooi, né? Dit was nie 'n volmaakte gehoorsaamheid nie. Dit was nie 'n volmaakte gehoorsaamheid nie. God het gesê, gaan uit jou vader se huis en gaan uit jou familiekring, maar Abraham neem sy vader Terach en sy neef Lot saam op die reis. God se opdrag was, gaan uit jou land en uit jou familiekring. Uit jou vader se huis. Maar Abraham gehoorsaam God nie ten volle nie. Dit laat ons nogal dink, en dit is nogal situasies wat ons heel gewoond is dit nie? Ons gehoorsaam God, ons wil hom gehoorsaam, maar daar's altyd 'n kinkel. 'n kinkel. Nou lees ons, en toe hy by Haran, of Haran is halfpad kom, het hy vir 15 jaar daar vasgesteek. En dan wanneer sy vader Terach sterf, dan begin Abraham weer beweeg. En hy steek die woestyn oor en kom in Kanaan aan. En daar in 'n vreemde land tussen vreemde mense, bou hy sy eerste altaar. Dis wat Genesis 12 vers 7 sê. En hy het daar 'n altaar vir die Here gebou. Hier sien ons dus dat Abraham se hart het begin verander. Die Here het in hom gewerk deur sy gees en deur die omstandighede, sodat sy hart begin draai het. En die man wat tussen afgode groot geword het, buig nou voor die enigste ware God. En in vers 8 staan daar dan, hy het die naam van die Here aangeroep. Dit is die taal van 'n man wat verstaan wie God is. Maar selfs tot op daardie punt was sy geloof nog nie volmaak nie. Want ons sien hierna dat 'n hongersnood kom, en in plaas daarvan om op God te vertrou, vlug hy na Egipte. En daar in Egipte lieg hy oor Sara dat sy vrou is, want hy was bang, Farao neem sy vrou af. Hy lieg oor haar vir Farao, en hy bring ook haar in gevaar. Met ander woorde, hy kompromiteer sy getuienis aan wat 'n getuienis aan die wêreld moes wees. Weereens, dit is iets waarmee ons kan vereenselwig. Maar verstaan mooi wat hier aangaan, geliefdes. Abraham se geloof is nie 'n reguit lyn van punt A na punt B toe nie. Dit is 'n lyn met kurwes, draaie, hoeke, soos ons sinne. Maar Abraham keer terug na God. Hy bou weer altare. Hy roep weer die naam van die Here aan. Hy herstel, hy groei, hy leer uit wat hy gedoen het. En dit is dan waarom Paulus hom
ten spyte van sy geskiedenis, ten spyte van sy geloof wat met draaie loop, om nog steeds die Vader van die gelowiges noem. Nie omdat hy volmaak was nie, maar omdat hy God bly glo het, selfs in beproewing. En ons sien dat ook in Abraham se geskiedenis, dat een van die grootste toetse wat gekom het, wanneer God vir hom sê dat Sara 'n kind gaan hê, want Abraham het vir God gesê, moet ek nou my bediende, my erfgenaam maak? Maar God het vir hom gesê, jy en Sarah gaan 'n kind hê, albei van hulle wat 99 jaar plus was. Hulle hele lewe lank onvrugbaar. Maar God sê in Genesis 15 vers 5, kyk na die hemel, kyk na die sterre, so sal jou nageslag wees. En dan kom een van die belangrikste sinne wat ons in die woord van die Here kan aantref. En dit is Genesis 15 vers 6. Genesis 15 vers 6. En hy, dit is Abraham, het in die Here geglo. Hy het in die Here geglo. En hy het hom dit tot geregtigheid gereken. En Paulus sien ons dan, sê dit reeds gesien, en dit word weer hier beklemtoon. Paulus bou sy hele argument in Romeine 4 rondom hierdie een sin. Abraham word nie geregverdig omdat hy goed was nie, of gehoorsaam, of omdat hy die altaar gebou het, of omdat hy sy land verlaat het en allerlei ander dinge gedoen het, en telkens weer teruggekeer het nie. Hy word gered en regverdig verklaar. Dit wil sê voor God regverdig gered, en volle gered, omdat hy geglo het. Omdat hy geglo het. En nou moet ons dit verstaan. Abraham en Dawid en Paulus en Petrus en Johannes, noem almal wat jy in die Bybel kry. Nie een van hulle was 'n volmaakte mens nie. Daar's nie een volmaakte mens wat in God se woord beskryf word, behalwe Jesus in sy menswording nie. En soos wat ons gesien het, dit is juist daarom dat hy ons redder kan wees, omdat hy die enigste volmaakte mens ooit was. En dan sien ons ook, en ons moet dit ook verstaan, en dis een van die redes hoekom die Bybel so geloofwaardig is. Die Bybel steek nie een van die geloofshelde of enige iemand in die Bybelse sondes word weggesteek nie. Word nie verdoesel nie, word nie goed gepraat nie. Soos wat 'n mensgemaakte geloof wel doen nie. Die skrif is eerlik oor Abraham se swakhede. Hy vlug na Egipte uit vrees. Hy lieg oor Sarah. En ons weet ook, hy het selfs met Hagar, een van Sarah se bediendes, het hy self 'n kind verwek, omdat hy gedink het, God gaan nie sy belofte nakom nie. Abraham twyfel, Abraham worstel, maar God laat hom nie los nie. Dit is vir ons die bemoediging. God laat hom nie los nie. God is nie 'n God wat daar met 'n puntetabel sit en sê, okay, ek sien jy het nou al baie naby aan dryp gekom, want as jy nou nog 1 of 2 sondes begaan, moet jy weet, is ek klaar met jou. Jy het nou genoeg kans gehad. Dis hoe ons as mense redeneer, maar dis nie hoe God redeneer nie. En ek praat nou met ons as gelowiges. Ons God wat ons redder is nie 'n God wat boekhou van die sonde nie. En julle onthou wat ek verlede keer vir julle gesê het, dat niks wat ons doen of nie doen nie, hang af wat is sonde of nie sonde nie. Niks wat ons doen kan God ons liewer laat hê as wat hy ons in Christus Jesus
het nie. En daarom pas dit perfek in juis daarby. Want ons God, ons redder, is 'n God van genade en liefde. En as ons waarlik gered is, selfs dan wanneer ons sondes begaan, en nie een van ons is volmaak nie. Abraham was nie volmaak nie, nie een van die klomp wat ek genoem het was volmaak nie. God het ons lief. En hy is die een wat ons bewaar vir ook dan die dag van volmaaktheid. Daardie dag, wanneer volmaaktheid gaan aanbreek. Maar nou wat dan? Hoekom loop ons dan met skuldgevoelens rond? Omdat God vir ons gewetens gegee het. Hy het vir ons 'n gewete gegee wat ons attent maak op wanneer ons teen hom sondig. Hy het vir ons sy woord gegee om daardie gewete in te lig, om vir ons presies te verduidelik wanneer ons sondig, dat dit teen hom is, sodat ons weet, maar ons sondig nou teen die Here. Maar dis nie wat ek as gelowige behoort te doen nie. Ek moet lewe tot eer van die Here wat my gered het, en ek moet wys, ek is 'n geredde mens. Daarom sondig ek nie. En ek probeer nie sondig omdat ek punte by mekaar probeer kry om 'n spesiale plek in die hemel te kry nie. Of se enige suits nie. Daar is nie suits nie. Ons sondig. Nee, wanneer ons sondig, moet ons weet, ons sondig in ons verhouding teenoor die Here. En die grootste sonde is teen onsself, want ons is die ene wie se gewete hom aanpraat. Ons is die ene wat weet, ek het teen die Here gesondig. En dit is waarom die Here in sy groot genade vir ons die voorreg van gebed gegee het, dat ons sondes kan bely, en soos 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy is genadig en regverdig om ons sondes te vergewe. Maar dan moet ons dit gaan bely. Wanneer vergewe hy ons sondes? Wanneer ons dit gaan bely. Anders te loop ons met hierdie besoedelde gewetes ons hele lewe lank. En wat gebeur? Wel, twee goed. Ons verloor ons belonings wat ons gaan kry, daardie krone wat ons gaan kry om voor sy troon te werp, daardie krone wat ons kry wanneer ons gelowig is en gehoorsaam is en hom op besondere maniere eer en dien. Daardie krone wat ons ontvang omdat ons volgens sy wil lewe. Daardie krone wat Openbaring vir ons beskryf, hoe ons dit voor sy troon werp. En party gaan met baie krone kom en party gaan met leë hande. Maar gaan nog steeds daar wees as jy 'n ware gelowige is. God het nie vir Abraham laat los nie, en God sal nie vir ons laat los nie. God het deur Abraham se foute gewerk, en God werk deur ons foute. En dan anders as dit verstaan, begin ons die ware evangelie verstaan. God bring sy plan tot vervulling deur gebroke mense. Deur gebroke mense. Met die uitsondering van Jesus Christus. God bring sy plan tot vervulling deur gebroke mense. En geliefdes, dit is die evangelie. En dit is die genade waarin ons leef. Daarom is daar hoop dan vir ons, die gewone Christen, die gebroke Christen. Want Abraham, die vader van geloof, was maar net, hoor wat ek sê, was maar net 'n gewone gelowige. Nie 'n supermens nie, nie 'n supergelowige nie. Net 'n gewone, gebroke mens. Wat gesondig het, maar elke keer teruggegaan het na die Here. Daar is nog een aspek oor Abraham wat ek in die besonder wil noem. As ons na Genesis 23 toe gaan,
daar nadat Sarah gesterf het, Abraham se vrou Sarah, na haar sterfbed, wil hy nou plek hê om haar te begrawe, en dan wil die manne van Hebron wil aan hom 'n plek verkoop, eintlik gee, maar hy wil dit eers van hulle aanvaar nie. En dan sê in Genesis 23 vers 4, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. Ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner onder julle. Nou, daardie sin is nie net 'n beskrywing van sy situasie nie. Dit wys vir ons wat Abraham se hart was, hoe sy hart was. Wat sê dit vir ons? Hy het geweet, hy is nie tuis in hierdie wêreld nie. Hy het geweet dat hy nie sy wortels diep in die stof van Kanaan moes inslaan nie. Hy het geweet dat sy tuis elders is. En daarom toe Sarah sterf, wou hy nie eers haar graf as 'n geskenk van die heidene ontvang nie. Want hy wou geen verpligting teenoor die wêreld hê nie. En ek dink ons moet baie mooi oor daardie beginsel dink. Hy wou geen verpligting teenoor die wêreld hê nie. Hy wou nie sy identiteit, sy roeping of sy erfenis vermeng met die belange van die land se inwoners nie. Hy het geweet, en dis hoekom hy gesê het, ek is 'n vreemdeling en 'n bywoner. Hier tussen julle is ek 'n vreemdeling en 'n bywoner. En ons sien dieselfde gesindheid wanneer hy probeer om vir Isak 'n vrou te kry. En hy weier om 'n vrou uit die Kanaanitiese volke te neem. En hy stuur sy dienaar terug na sy eie mense. Nie omdat hy terugverlang het na Mesopotamië nie, maar omdat hy nie sy verbondslyn wou verbreek met die volk van die land nie. So hy bly 'n vreemdeling, hy bly 'n swerwer, hy bly 'n man wat nie sy tentpenne inslaan nie. Hy verlang nie terug na sy oorsprong nie. Hy soek nie 'n aardse tuiste nie. Hy leef tussen twee wêrelde. Hy's nie tuis in Ur nie, maar ook nie in Kanaan nie. En waar is hy dan tuis? Hebreërs 11 vers 10 sê vir ons, Hebreërs 11 vers 10, Abraham het uitgesien na die stad wat fondamente het, waarvan God self die bouer en die oprigter is. Hebreërs 11 vers 10. Is dit waarna ons uitsien, geliefdes? Die stad wat fondamente het, waarvan God self die bouer en die oprigter is. God het dit gedoen. God se stad. Maar Abraham het 'n hemelse perspektief gehad. 'n Ewige perspektief. Ja, hy het sy swakhede, sy vertwyfeling, sy foute gehad, maar hy het dit oorkom. En hy het vasgehou aan 'n lewe van geloof. En sy oë was altyd op daardie stad gerig wat God gebou het. Maar nou verstaan ook dit. Dit is waarop hy sy hoop gevestig het. En tog het hy in sy leeftyd amper niks daarvan gesien nie. Maar hy het gesterf met die geloof dat God alles sou vervul. Soos wat dit ons hoop en verwagting moet wees in hierdie lewe. Hy word die klassieke voorbeeld, soos wat Hebreërs 11 vers 1 dit definieer. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is geloof. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Hy het geglo al het hy nie gesien nie. Hy het gesterf terwyl hy steeds geglo het in dit wat hy nooit met sy eie oë aanskou het nie. En dit is dan juist Paulus se punt in Romeine 4, dat Abraham se geloof die patroon is vir elke gelowige. Vir elke gelowige. En wat is dan ons situasie? Ons glo in 'n verlosser wat ons nie gesien het nie.
Ons glo in 'n hemel wat ons nie gesien het nie. Ons glo ook in 'n stad waarvan God die fondament gelê het en die bouer en die maker is. Ons glo in 'n toekoms saam met God wat nog kom. Ons glo in God se belofte wat groter is as ons lewe. En soos Abraham struikel ons, maar God dra ons. Ons twyfel, maar God hou ons vas. Ons wag, maar God vergeet nie. Ons bid, maar God beantwoord gebed. Ons is kinders van Abraham, nie deur die bloed nie. Nie die bloed van Abraham nie, maar die bloed van Christus Jesus. Wil sê ons is kinders deur die geloof. Abraham se lewe roep ons dan tot dieselfde geloof, 'n geloof wat glo selfs wanneer die pad onbekend is, 'n geloof wat gehoorsaam selfs wanneer die prys hoog is, 'n geloof wat volhard selfs wanneer die belofte stadig is en wanneer dit onoorkomlik lyk, 'n geloof wat hoop selfs wanneer die oë niks kan sien nie, 'n geloof wat aanbid selfs wanneer die hart swaar is. Geliefdes, en hiermee sluit ek af. As ons vandag hier wegstap, laat die beeld van Abraham ons nie bybly as 'n onbereikbare held van die geloof nie. Maar net soos ons, 'n nederige reiser wat dikwels gestruikel het. En dit gee vir ons die moed dat ons begin, waar ons begin het is nie die einde nie. Dit was werklik net die begin, maar God neem ons verder. Abraham het in 'n afgodshuis en 'n goddelose stad begin, maar hy het geëindig as die vriend van God en die vader van geloof. Daarom moet ons dan verstaan dat ons in hierdie heilige bloedlyn van genade staan. 'n Heilige bloedlyn van genade. Weereens, daardie bloedlyn wat in Genesis 3 vers 15 begin het. Daardie bloedlyn wat Jesus in Openbaring 22 vers 20 gaan voltooi wanneer hy sê, ja, ek kom weer. Ja, ek kom weer. En Paulus verwoord dit soos volg in Filippense 1 vers 16, hy sê, ek is vol vertroue dat hy wat in julle die goeie werk begin het, dit ook sal volbring tot op die dag van Jesus Christus. Maar God gaan sy werk in julle voltooi. En dan hiermee sluit ek af 'n aanhaling uit Hebreërs 12, en gaan lees dit gerus weer by die huis. Maak dit julle 'n dagstuk vir die week, Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Terwyl ons dan, en onthou nou hierdie skryf die skrywer aan Hebreërs, nadat hy die hele galery van geloofshelde in Hebreërs 11 voorgehou het, almal van hulle. En dan sê hy nou in die volgende hoofstuk, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, al hierdie mense wat ek nou genoem het, al hierdie wonderlike helde van die geloof, terwyl ons so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi. Ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Ons oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. En terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins.
En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Watter vreugde het Jesus voor oog gehad? Die vreugde daarvan om sy Vader te gehoorsaam. Die vreugde daarvan om sy Vader te gehoorsaam. En dan vers 3 van Hebreërs 12. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Maar al gebeur daar wat in hierdie wêreld, al doen hulle wat teen julle, hou hom voor oë. En dan kom hy met daardie slotopmerking, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hoe kan ons volhard? Laat ons oog op Jesus hou. Die begin, maar ook die volëinder van ons geloof. Hier is nie een van julle wat spesiaal is nie. Verskoon my dat ek dit sê, maar dit is ongelukkig so. Net gewone mense. Maar juist daarom is daar vir ons hoop. Want Abraham was net so 'n gewone mens. Maar kyk wat het God met hom gedoen. Ons hoef nie te probeer om Abrahams te wees nie. Ons kan nie. Maar laat ons met een ding tevrede wees, en dit is dat God juis die onvolmaakte neem en in hulle lewens werk. Maar dit is 'n lewe wat op hom gerig is, in geloof, dat hy waarlik die redder is, wat God gestuur het, wat sy volmaakte lewe hier op aarde gelewe het, en daardeur die reg verwerf het om in ons plek te sterf, en wat uit die dood uit opgestaan het, die dood oorwin het. Daarom kan ons geloof in hom plaas. En daar's geen ander rede daarvoor nie. En mag dit dan ook wees, dat daar van ons gesê kan word, hy of sy het God geglo. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dank U dat U nie 'n God is wat van ver af na ons kyk nie, maar God wat ons opsoek in ons eie stad van in ons eie verwarring en ons eie sondigheid. En dit is soos wat U gedoen het, Here, toe U ons gered het, daardie dag, kan ons daarvan getuig dat ons was waar Abraham was. Maar dankie ook dat U ons nie roep omdat ons sterk of volmaak was nie, maar ook nie dat U dit nou van ons verwag om dit in onsself te wees nie. Maar ons kan dit in U wees as ons krag in U vind. En ook omdat U 'n genadige God is wat na ons omsien. En ons ook sal gebruik vir U doeleindes. Omdat U die soewereine God is wat ons uitgekies het, nog voor die grondlegging van die aarde. En toe alles in werking gestel het om in ons lewens ons pad so te laat loop, dat ons daar in daardie uur van nood, Here, besef het ons het 'n redder nodig. En het ons geneem soos klei en gevorm, vorm ons nog steeds, o Here, en al is dit pynlik, voltooi asseblief U werk in ons. Maak ons waarlik 'n skepping en 'n skepsel tot U verheerliking. En Here, waar ons vandag staan en baie keer skaam voel, en hopelik skaam voel oor ons struikelinge, ons sondes, herinner ons daaraan, Here, dat U die God is wat Abraham opgetel het, maar so ook menige ander, as ons na die Bybel kyk, in beide die Ou en die Nuwe Testament, en U sal ons ook dra. Dankie dat ons mag deel wees van die groot prentjie. Daardie nageslag van gelowiges wat nie 'n eie verdienste het om op te bou nie, maar alleenlik op die voltooide werk van Jesus Christus kan bou. Laat ons dan nou leef met die vrede wat U vir ons gee, omdat U in ons bewerk dit wat reg en goed is in U oë.
En daardie vrede wat ons begeer, wat alle verstand te bowe gaan, wat ons sinne kan wees, selfs nou op aarde, omdat ons Here ons op U gevestig het, die begin en voleinder van ons geloof. Mag ons dan, Here, soos die beroep in Hebreërs 12 kom, laat ons U voor oë hou, sodat ons nie geestelik moeg word en uitsak nie, maar U voortdurend voor oë hou in alles. Dat ons ook Abrahams wees, o Vader. Werk in ons om U wil te vervolmaak. In die grootste afhanklikheid pleit ons by U, dat U in ons dan, Here, dit sal doen wat ons nie kan nie. En waarvoor ons die voorreg het om U kinders te wees, wat 'n Vader het, wat almagtig is. Daarvoor loof ons U en dank ons U, dat U ons uitgekies het, dat U ons gered het, en dat U met ons heiligmaking besig is. Skuur daar die grove kante af, o Vader, skuur dit af. Kap dit af as dit nodig is. Maar maak ons U skepping wat U verheerlik. In Jesus se naam. Met groot danksegging. Amen.